Wie van die glo ons lewe baie naby aan die einde van tyd? Ons is regtig op die drempel van die ewigheid met al die goed wat ons nou sien wat rondom ons gebeur. En jy weet, terwyl 'n mens besig is met die kompeteerwerk en ons is besig met mense buite die kerk. En veral wanneer dit by geestelike dinge kom, is so asof mense verwar is. Hulle weet nie, hulle het nie 'n idee wat aangaan nie. En seminare soos hierdie, nie 'n poging nie, 'n seminar soos hierdie, dit help nogal, en meer mense stel daarin belang om uit te vind waaroor dit gaan. En ons sien al hierdie dinge afspeel voor ons. Nou ek wil 'n gedeelte lees net om te begin uit Mind, Character and Personality. Mind, Character and Personality, 2 boeke wat sy vir ons skryf, en sommer in die begin van die heel eerste boek, om jouself te ken is fantasties. Die onderwyser wat homself rig tot God, sal toelaat dat God sy dissipline en sy verstand verskerp. Hy sal die bron van sy krag herken. Selfkennis lei tot nederigheid en om op God te vertrou. Maar dit neem nie die plek van selfverbetering in nie. Hy wat sy tekorte agterkom, sal geen pyn spaar om sy hoogste moontlike standaard van fisiese, verstandelike en morele waardes te bereik nie. En veral mind, character en personality, ons moet ons karakters voorberei vir die wederkoms van Jesus, en ons moet 'n voorbeeld wees vir die mense daar buite. Nou, vir ons om te groei in Christus het ons nodig om ons verstand en ons karakter te vorm om meer soos Jesus te wees. So kan ons presies, as ons na hierdie leer kyk, kan ons presies verstaan waar ons op hierdie leer is na die hemel. En in my Bybel het ek 'n gedeelte hierso, 'n klein leertjie. En die leertjie het 8 stappe op, wat ek net so geteken het. Nou, jy kan notas vat. Dit is regtig 'n gedeelte wat lyk of dit nie so baie uit dit uit gaan bring nie, maar daar is nogal baie vir ons om te leer uit hierdie spesifieke gedeelte in 2 Petrus 1, waar die leer van groei genoem word. So neem asseblief notas daarvan. En juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, by die lydsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die broederliefde, en by broederliefde naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig in die kennis tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Nou soos ek gesê het, dit lyk na eenvoudige stappe, maar dit is eintlik nogal baie uitdagend met ons karakter bou vir hierdie tyd. Wat stel hierdie leer voor? As ons nou dink aan 'n leer wat strek tussen die hemel en die aarde, wat sal u sê stel dit voor? Goed, kom ons kyk na daar. Dit stel geloof voor as 'n beginsel, maar nie net geloof nie, geloof in Christus, geloof in Jesus. En soos ons in hierdie gedeelte ingaan, en 'n kwotasie wat ek ook aan die einde het, 2 van hulle wat uit die gees van profesie uitkom, is dit vir ons duidelik wat hierdie leer is. Dis geloof, maar nie net geloof nie, geloof in Christus. Dan die heel eerste stap wat ons vat op hierdie leer is van groei, is geloof. Nou, al die aanhalings wat ek vir julle wys, daardie gedeeltes, kom uit die Webster's Dictionary. Die Webster's wat vir ons, dan net, ek het dit oorvertaal na Afrikaans toe, wat net vir ons verduidelik wat dit is. Nou, volgens die wat is dictionary? Woordeboek. Dankie oom. 'n Woordeboek. Volgens die Woordeboek, geloof is om te oortuig of te glo of te gehoorsaam. Dit is net die feit dat elkeen van hier vanoggend in hierdie kerk sit, is 'n bewyse van geloof. Daardie heel eerste stap wat gevat is. Want sonder, soos dit vir ons hierdie gedeelte sê, Hebreërs 11 vers 1, die geloof hoofstuk in die Bybel. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dit is iets wat ons nie vir iemand kan sê, of kan deel, of kan gee. Ons kan daaroor gesels, maar net om oor die konsep van geloof te gesels, kan ons
maklike week daaroor gesels, maar dit is die heel eerste prinsip wat gevat word, die heel eerste beginsel, wanneer ons kom, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wanneer ons kom by 'n leer, en ons sit nou, ons kyk na die spesifieke leer, die heel eerste trap is onder. Ek begin nie met my hand heel onder op die heel eerste trap nie, ek sit my voet daarop neer. Dit is, ek staan vir dit wat ek glo, ek staan vas vir dit wat ek glo. Ons het 28 leerstellings, beginsels in die 7de-dag Adventiste Kerk, ek staan daarvoor. Nie 26 nie, nie 24, nie 27,5 nie, 28 leerstellings. Ek staan vir dit wat ek glo. En daarin is ons belangrike, as ons nie op 'n vaste geloof staan nie, bou ons op 'n fondasie wat wankel. Slegs deur die een stap te voltooi, kan jy na die opvolgende stap gaan, anders mag jy voet dalk gly en jy net val. Dan die tweede stap op die leer is, voeg by jou geloof die deeg. Nou wat is deeg? Deeg is om te verbeter, of te strek, of te verleng. Ek strek, ek sit my hand op die leer, ek begin klim. Ek leer, soos ons lewe vir die Here gee, en ons 'n oorgawe maak in geloof, probeer ons beter lewe, ons probeer beter mense wees, ons wil nie meer die slegte sondige persoon wees, die slegte ou mens nie, ek wil 'n beter mens wees, ek wil anders wees, ek wil verstrek, ek wil beter wees, verleng. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Watter deeg, watter goed daar uitkom, wat help my om te verbeter daai, bedink daardie dinge. En dan een van my gunsteling teksverse, Spreuke 31 vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. En ek is dankbaar daarvoor dat die Here vir my 'n deegsame vrou gegee het, en ek gaan nou vir u verduidelik hoekom ek so sê. Wat altyd my help om 'n beter mens te wees. Om nie weer terug te val in die slegte gewoontes en daardie dinge nie. Ek het haar 'n bietjie omkant gevang hierdie week. Maar deegsame vrou. Hulle het my gevra om die kinderstorie te doen. Toe sê ek, Bokkie, hulle het jou gevra. So, toe sê sy, ek gaan dit nie doen nie. Sê ek, man, doen dit nou maar net. En ja, so, dankbaar daarvoor, dankie. Dan die volgende ene, voeg by jou deeg die kennis. Nou, as ons strek en verleng en nie meer die slegte persoon wil wees wat ons in ons vorige lewe, kan ek maar basies sê, was nie, dan voeg ons dit by. Ons wil leer, ons wil meer kennis, 'n duidelike of 'n versekerde persepsie van 'n feit of 'n waarheid. Om kennis op te bou. Nou dan 2 Kronieke 1 vers 10 waar Salomo se versoek dan aan God. Salomo wat die man was wat die meeste wysheid en kennis gehad het, wel bo behalwe Jesus, eintlik Jesus en dan Salomo, was sy versoek aan God gewees, gee my dan nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk uit en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van u regeer? En dan antwoord God hom in vers 12, daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee, ek sal aan jou ook rykdom en skatte en eer gee, en al hierdie dinge wat absoluut niks beteken nie, wêreldse dinge, wat geen plesier en enigiets, gee dit vir hom, so, en ook so na jou nie sal wees nie. En dan later in Spreuke skryf hy, in Spreuke 8 vers 10, en hy sê, neem my tug aan, en die silwer, en liewers, en kennis liewers as uitgesoekte goud. Die goed wat niks waarde het nie. Sê, okay, goed, kry al hierdie goed, kennis, en wysheid, en alles daarby, en al die goud, en hy was hy het omtrent al die rykdom in die wêreld gehad. En dit het absoluut niks beteken nie. Bring geen plesier nie. Dan, die volgende ene, voeg by jou kennis, nou ons is nou besig om hierdie leer te klim, voeg by jou kennis
selfbeheersing. Nou selfbeheersing, net 'n staat wat ek hier sal maak, onmatigheid in appetyd en passie. Nou, as ons in die Gees van Profesie lees wat sy skryf van appetyd en passie, appetyd en passie, appetyd en passie, appetyd en passie, is daar soveel riglyne wat sy gee daaromtrent, en ek gaan nie spesifiek in die besonderhede in en sovoorts nie, want elkeen van ons weet basies wat dit beteken. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou dit is 'n totale vrug. Dit is nie net 'n gedeelte selfbeheersing is 'n gedeelte van die vrug. Dis 'n appel met 'n skil, met pektien aan die binnekant, met sap, met pitte. Dit is 'n totale vrug. 'n totale vrug wat dan die vrug van die Gees is. Kan ek die vrug van die Gees hê as ek nie selfbeheersing het nie? Nee, kan nie. Teen sulke dinge is die wet nie. Dan die volgende stap wat ons dan vat op die leer is, voeg by jou selfbeheersing geduld. Geduld. Uithou vermoë sonder om te murmureer, sonder om te kla, sonder om my opinie te lig. Nou net hierso wil ek gou vir u stop en ek wil vir u verduidelik hoekom ek vandag hierso oor wil praat. 'n Paar jaar gelede is ek en my vrou in Leidenburg en ons kinders was nog nie saam nie en sy was swanger met Luanay. En eendag het ons 'n ewige argument. En ons al twee sit kop onderste bo. En ons dink so by onsself nou, hoekom groei ons nie? Hoekom bly ons die hele tyd terugval? Hoekom voel dit vir ons of ons nie vorentoe gaan nie? Hoekom voel dit vir ons of ons net elke keer as ons dink ons het iets onder beheer, dan val ons weer terug en ons verskeer mekaar. En ons al twee sit mismoedig daar so. Ons weet nie wat ons moet doen nie. En daardie aand lees ek 2 Petrus 1. En dit slaan my tussen die oë. En ek sê vir haar, hier is ons probleem. Dis ons probleem. En soos ons deur hierdie gedeelte lees, is ek meer oortuig dat ek 'n ongeduldige persoon is, ek 'n ongeduldige mens is, omdat ek nie selfbeheersing onder die knie het nie. En soms wanneer ek ry, en omdat ons so baie rondry, wel, ek nou deesdae meer, omdat ek so baie rondry en ek's besig heen en weer, mense jaag, en is 'n gejaag na wind, en as 'n mens op die snelweg is, dan kry mense altyd iemand wat bietjie vinniger as iemand anders moet ry. En ek het nou die afgelope tyd dankbaar vir 'n deegsame vrou wat my help. Maar ek het gewoonlik dan ry ek 160. Ek is haastig, ek is op pad. Ek wil nie laat wees nie, ek mors tyd op die pad. Dis mors van tyd. En dan is daar altyd iemand met 'n BMW of 'n Fortuner wat 180 of ietsie agter jou ry. En dan dink jy, liewe aarde, ry ek nie vinnig genoeg nie. En dan het ek 'n slegte gewoonte wat ek gehad het, is, ek slaan hard op daai rem en dan trap ek weer die pedaal om vorentoe te gaan, en dan weet hierdie persoon nie wat gaan aan nie agter nie. Ek sien net eweskielik remligte en die kar lig op agter, en partykeer swaai mense heen en weer, en ek kon veroorsaak het dat mense in ongelukke gekom het, of agter in my vasgery het, maar die meeste van die tyd het ek gedink, lekker, gaan maar verby, ek het jou nou gekry. En dan is 'n persoon wat dan ry hulle verby en hulle gooi vir jou tekens, rooi in die gesig, probeer mens van die pad nog so 'n bietjie uit jou bane uitdruk, want jy is nou in elk geval in die ander baan. En dan sê my vrou vir my, op tye wat sy saam was, dan sê sy vir my, onthou jy het 'n vrou en kinders in hierdie kar. Daar's mense wat verskriklike padwoede het. Wat as daar net eendag iemand is, hulle druk ons van die pad af, of hulle haal 'n geweer uit en hulle skiet net. Wat dan? As jy dan jou sin gekry het? Jou familie is nie meer daar nie?
En dit is vir my moeilik om te sê dat die rede daarvoor is selfbeheersing. En ek wil teruggaan na die gedeelte toe. Voeg by jou kennis die selfbeheersing. Nou, dit is nie my werk of my oortuiging om enige een van julle te vertel wat dit, of dit appetite en passies is nie. Nou, dis vir my 'n stryd in elk geval om die gesondheidsboodskap vol te hou en daarby te bly. Ons het 'n gesondheidsboodskap. Ek probeer niemand oortuig nie. Dis een van ons fundamentele beginsels waarop ek staan. En as ek daai onder beheer het, kan dit my dalk help om 'n geduldige persoon te wees. Is dit iets wat ek eers 'n vaste voetstap moet kry, voordat ek na geduld kan gaan. En ek hoop ek is, en baie keer, as ek die situasie so kyk, dink ek hoop dat ek die enigste een is wat onder op die leer nog steeds vassit op selfbeheersing. En dat die meeste van ons al verby dit is, dat ons geduldige mense wees. Maar soos ons ouer word ons mos geduldig. Word ons meer geduldig. Sure. Ek het dit nou die dag het ek gesien. Nee, ek gaan nie raar nie. Ekskuus, is 'n ouerige tannie. Maar mense sal al dink met kinders en kleinkinders en al hierdie goed. En om dit nou so te sê, is as Adventiste en hulle bestaan 90% van hulle dieet is vleis. Maar sy sê, man, hierdie kleinkinders van my, man, laat hulle net gaan, asseblief tog, hulle is net in my pad. En dan dink 'n mens, dis mos tannie se kleinkinders. Dis mos liefde, geduld. Ek is oud, ek is nie meer lus vir sulke dinge nie. Voeg dan by jou selfbeheersing geduld. Wees dan geduldig, broeders, op die wederkoms van die Here. En nie tot die wederkoms van die Here. Romeine 5 vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat verdrukking lydsaamheid bewerk. Nou dis iets interessant. Ek het gewoonlik vir haar gesê, wanneer sy bid en sy staan op haar knieë, en sy sê, ag Here, help my asseblief om 'n geduldige mens te wees. Dan staan ek op, ek sê, wow, jy is nou alleen. Ek bid nie saam met jou as jy so bid nie. Want die enigste manier wat ek geduld kan toepas, is as ek moeilikheid het. Dan moet ek deur dit staan. Sonder om te kla en te murmureer en my opinie te lig en al daardie dinge. Ek moet dit maar vat. Moet dit soos 'n man vat. Maar dit is tog nodig vir ons met karakter bou. En dit gaan na ons kant toe kom. Dit gaan na ons kant toe kom, soos ons karakter voorberei vir die wederkoms van Jesus. En dan so 'n interessante nota daar, as jy nie geduld nou kan toepas nie, moenie bekommerd wees daaroor nie, die tyd van benoudheid sal daarmee help. Die tyd van verdrukking sal daarmee help. Is dit waar? Is dit waar? As jy ons nie nou geduldig kan wees nie, die tyd van Jakob se benoudheid gaan daarvoor help. Nee, dan gaan dit al reeds te laat wees. Dan is dit al reeds te laat. Dan voeg by jou geduld godsvrug. Godsvrug, interessante onderwerp as ons daarna kyk. Getroue bewaring van die wette van God, beoefening van geloofsverantwoordelikheid, saligheid. Ons kom kerk toe, ons betaal ons tiendes, ons doen ons Bybelstudies, ons doen uitreikings, ons doen pogings, ons gee ons godsvrug. Ek staan en ek werk vir die Here, ek gaan rond in kerke, ek preek, en ek lei kompeteers op. Maar staan ek regtig op 'n vaste trap op hierdie leer, as ek een van die ander stappe nie in plek het nie? Staan ek regtig waardig hiervoor?
En dis hoekom dit vir my nie altyd maklik is om na kerke toe te gaan en te preek en werwing te doen nie, want in myself voel ek regtig glad geensins waardig nie. Maar deur genade help die Here ons. Getroue bewaring van die wette van God, beoefening van geloofsverantwoordelikhede, saligheid. 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan verbygaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms en die dag van God verwag en verhaas, waardeur die elemente deur vuur sal vergaan en die hemele sal vergaan en die elemente sal brand en smelt. Dan voeg by jou godsvrug die broederliefde. Nou dit lyk redelik maklik, broederliefde. Ons groet mekaar en ons gesels lekker met mekaar en ons neem mekaar in ag en ons help mekaar waar ons kan, waar ons ook al kan, en ons is regtig broeders vir mekaar. Of is dit 'n font wat ons voorsit soms? Is dit iets wat maklik vir my nou lyk? Ja, dis maklik, dis nie moeilik nie. Maar 'n leer loop nie een trappie op, een trappie op, een trappie skuins, een trappie af. 'n Leer is 'n konstante opwaartse klim. Miskien wanneer ek by daardie gedeelte kom van broederliefde, regte ware broederliefde omgee vir my medemens, meer as wat ek eerder vir myself wil omgee en sê, ek sit jou eerste. Vriendelikheid omgee soos broederlike liefde. 1 Tessalonisense 4 vers 9, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons vir julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dan voeg by jou broederliefde die liefde, die ware liefde, die agape liefde, soos God alleen liefde kan gee. 2 Johannes 1 vers 6, Johannes die geliefde disipel wat skryf, en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle dit van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Baie keer kyk ons en ons sê, na sondagkerke of gemeentes daar buite wat sê, ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder genade. Dit niks maak saak nie, solank jy net Jesus ken, solank jy die liefde van Jesus het, is dit al wat saak maak. Maar waar is liefde? Waar is broederliefde? Waar is liefde, broederliefde? Watse rigting is dan op pad? Die verkeerde rigting, heeltemal in die verkeerde kant. As ons daar wil begin, dan is ons eintlik net in die verkeerde rigting op pad af. Meeste van die tyd sê ons dat ons mekaar lief het, maar ons spring oor die eerste stappe, maar liefde is die heel laaste stap in die agape liefde en sal perfek wees slegs as ons die ander stappe in ons Christelike karakter nie probeer spring nie. En interessant, in die Afrikaanse Bybel kom die woord liefde 365 keer voor. En dan die teksvers wat dit so mooi net bietjie saamvat, hierdie gedeelte, dan sê Petrus en hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem en meer word en ons streef, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Baie interessante samevatting, teksvers. Die apostel Petrus wys ons 'n leer wat ons moet klim, stap vir stap, om die goedkeuring van God te verkry. Hy sê, by julle geloof voeg die deeg, by die deeg die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, by die lydsaamheid die godsvrug, by die godsvrug broederliefde, by broederliefde naaste liefde. Die wat genoem wil word, mens van eerbied, mens van vertroue, mens van gehoorsaamheid, moet begin by die klein dinge en moet begin by die huis. Ek moet by myself begin en dan daaraan werk. En by my eie omstandighede waar ek is, in my gemaksone. Daar waar niemand my sien nie, of ek net saam met my familie is, daar waar ek moet begin. Wanneer niemand my op die pad sien nie, en ek ry,
En niemand van die kerk sien my nie en ek slaan hard op daai rem. Ja, en almal wat perfek moet wees, wil wees, moet hierdie leer van groei klim. Tekens van die tye, 25 Mei 1891. Ons kom nader aan die hemel deur die leer te klim, die totale omgryping van die werk van Christus, stap vir stap. Hoekom die werk van Christus? Maar sodra ek fokus, en dis interessant dat sy dit noem, die werk van Christus. Want sodra ek van my eie persoonlike probleme probeer ontslae raak en hulle agter my skuif en fokus op ander mense, gaan hierdie goed outomaties in plek val. Stem saam met my? Soos ek verander mense daar buite meer vertel van Jesus, van die waarheid en al hierdie dinge, verander dit iets in my. Dit verander ons karakter, dit help ons. En daarom sê het spesifiek, wanneer dit praat van die werk van Christus. Nou baie keer raak ek mismoedig, en dit gebeur. Kyk, ons is mense wat met mense werk, en ons raak soms negatief. En baie keer dan raak ek negatief dan, en dit vreet aan my gewete. As ek so negatief is, dan loop ek in by 'n plek, en dit is miskien nie iets so verskriklik nie, maar vir my is dit so 'n las. Dan loop ek in by 'n kafee, en ek het nou net saam met een van die kompetiteurs gewerk, en daar het iets gebeur, en iets was nie lekker nie, of iemand het net besluit, nee, ek gaan nie vandag werk nie. Ek ry van Pretoria af Pietersburg toe, en dan vertel iemand vir my, nee, ekskuus, ek kan nie. Dan dink ek het nou net so ver gery, en dan sê jy vir my, jy kan nie. Dan sê ek mismoedig, my spoed is gebreek. Dan loop ek in 'n plek en ek gaan koop jocks en chocolates en chips en koekies en allerhande goed, en ek sit en kou aan daai goed. En dan later dan sit ek met so dowwe kop en 'n hoofpyn en al daardie dinge, en dan dink ek so myself, was dit nou die moeite werd geweest? Is dit daai selfbeheersing wat ek onder beheer het? Wel, stap vir stap. Daar moet vasgehou word aan Christus. Nou, ons het gepraat van die leer, wat stel dit voor, geloof. Vasgehou word aan Christus, 'n opklim slegs deur die meriete van Christus. Om te stop is om op te hou klim, is om te val, om verlore te gaan. Want daar is nie 'n stilstaan in ons Christelike groei nie. Daar is nie 'n stilstaan nie. As ek stilstaan, is ek besig om agteruit te gaan. Of ek nie groei nie. Ons moet vasklou aan die middelaar en bind met die middelaar 'n opwaartse klim ronde vir ronde, met die hand uitgestrek na die volgende ronde daarbo. Daar is 'n vreeslike gevaar om wilskrag en geestelike moeite te rus, al is dit net vir 'n oomblik, want ons hang letterlik tussen hemel en aarde. Ons moet ons oë gerig hou op God bo die leer. Die vraag wat ons moet vra terwyl ons opkyk is, hoe kan ek die koninklike woning bereik? Slegs deur deel te wees van Christus se natuurlike karakter. Slegs deur van die wêreld se korrupsie te vlug. Hoe maklik is dit nie? Iemand wat vir ons iets kom vinnig hier op die kant gee. Hoe vinnig trek ons aandag nie af nie? Hoe maklik is dit nie? Ons sien dit rondom ons. En die liefde van die meeste sal verkoel, omdat ongeregtigheid vermeerder. En ons sien al hierdie dinge rondom ons. Deur korrupsie te vlug, slegs deur die allerheiligste in te gaan, deur die bloed van Jesus, en hoop op die werk wat voor jou lê, slegs deur jouself aan Christus vas te maak, en om bereid te wees om die hele wêreld agter te laat. Al hierdie dinge wat ons gemaklik maak, en ons in ons gemaaksone sit. En hoop op die werk wat voor jou lê, slegs deur jouself aan Christus vas te maak en om bereid te wees om die hele wêreld agter te laat. Slegs deur in Christus te wees en ook deur hom gelei te word, deur te glo en te werk. Aan Jesus vas te kleef en konstant opwaarts klim na God.
Ons wys jou na die koninklike woning wat Christus vir die voorberei het wat hom liefhet. Ons wys jou na daardie stad met die fondasies van wie God die bouer is. Ons wys jou die massiewe mure van die stad. Wie God die bouer is, met die 12 fondasies en sê dat die mure gemeet moet word. Nou baie keer kyk ons na 'n poging of 'n uitreik of die area waar ons is. Hoe gaan al hierdie mense gered word? Hoe gaan doen ek my kant? Ons kyk na dit en soms lyk dit so groot vir ons. Jy kyk mismoedig na die enormheid van die werk wat voor jou lê. Ons wys jou na die leer wat op die aarde geplaas is, wat strek tot by die stad. En plaas jou voete op die leer, wyk van sondes, klim stap vir stap, en jy sal God bereik bo op die leer en die heilige stad van God. Wanneer die vorige stappe elkeen in plek is, nou dis so mooi wat sy vir ons sê. Partykeer dink ons, miskien is selfbeheersing, hy sal okay wees, ek sal hom reg kry hier iewers langs die pad. Ek sal hom reg kry, ek kan aangaan. Wanneer die vorige stappe elkeen in plek is, wanneer die genadegawes een na die ander gegee is, wanneer dit vir my gegee is, ek moet net bereidwillig wees om te sê, Here, help my, ek wil dit nie meer doen nie, ek wil beter wees, ek wil my karakter reg hê vir die wederkoms van Jesus. Wanneer die genadegawes een na die ander gegee is die kroon van genade, die perfekte liefde van God, die agape. Dis die gawe wat gegee word aan ons. Stap nommer 8. Onuitspreeklike liefde. Liefde vir jou medemens, en dan die glorieryke intog in die koninkryk van God. So dan kyk ons na die leer, as ons net so vinnig kan opsom. Geloof wat dan die fondasie is, die fundamentele beginsels, ek staan vir my geloof, ek staan vir dit wat ek in glo. 'n Vaste fondasie, al 28. Geloof is die fondasie. Dan deeg om te strek, om te verleng, om beter te wees, om nie die slegte ou persoon te wees wat ek vorige lewe was nie, om daardie slegte gewoontes te los. En dan om kennis is krag. En dan selfbeheersing, my vriend selfbeheersing. Dan geduld. Geduld en verdrukking, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dat ons daardeur sal vasstaan. En ek dink net, miskien as ek uiteindelik aan die einde van die dag selfbeheersing het, en dis 'n genadegawe wat vir my gegee is, hoeveel moeilikheid daar eintlik kom, hoop ek, miskien moet ek eintlik maar vashou aan die ene, dat die moeilikheid nie kom nie. Godsvrug, om heilig te wees, om ons verantwoordelikhede na te kom, om te doen wat reg is. Broederliefde, om bedagsaam te wees, en regtig omgee vir mekaar. En dan liefde vir God, en liefde vir die mens, die agape liefde, ware liefde. En dan die hemelse glorie, en die wederkoms van Jesus, en die glorieryke intog in die stad van God. Ek bid dat dit die begeerte is, en dat jy sal streef, om hierdie leer te klim, ten spyte van die uitdagings en die goed wat voor ons staan. Ten spyte van myself, ten spyte van myself, dat ek sal groei. Amen.